Oor ons erfdeel. Ons as Christene het 'n erfdeel. En as ons lewe sonder ons erfdeel, kan ons nog steeds Christene wees. Ons kan nog steeds 'n Christen wees, ons kan nog steeds wedergebore wees, en ons kan nog steeds hemel toe gaan sonder 'n erfdeel. Maar jy gaan 'n armoedige lewe lei. Jy gaan 'n lewe lei wat niks weet van wat God se beloftes is nie. Jy gaan nie 'n belewenis hê van dit wat Jesus aan die kruis verrig het nie. Jy gaan nie weet wie is jou Vader nie. Jy gaan nie weet wat sy koninkryk is en wat dit beteken nie. Alles sonder 'n erfdeel. So ons erfdeel is krities belangrik in ons pad saam met die Here. Krities belangrik om te weet wat is dit wat ons geërf het by God. So kom ons gaan saam lees vanoggend in Galasiërs hoofstuk 4. En ek lees daar vir vanaf vers 1 tot vers 7. Maar ek sê, solank as die erfgename kind is, verskil hy niks van 'n diensknegt nie, al is hy heer van alles. Maar hy staan onder voogde en bestuurders tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. So was ons ook toe ons kinders was, in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur, en hy roep, Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus. Net tot sover. Kom ons buig die hoofde, dan bid ons saam. Here Jesus, ons dank U vanoggend vir hierdie kosbare dag wat U gemaak het, Here. Here, hierdie is die dag wat U gemaak het. Sê Psalm 103. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Here, en daarom weet ons vanoggend dat U 'n plan met hierdie dag. U het 'n plan met hierdie woord. U het 'n ideaal wat U graag wil bereik in ons lewens. En Here, vanoggend wil ons onsself bring op die plek waar ons dit graag wil ontvang, Here. Ons wil graag dit ons harte ontvanklik maak. Ons wil graag ons binneste instem, sodat ons in lyn is met dit wat God vanoggend vir ons wil gee. Kom help ons deur die Heilige Gees in wysheid en in waarheid om dit te ontvang wat U vanoggend met ons wil deel in die naam van Jesus Christus. Amen. Amen. Nou ja, omdat net die helfte van die gemeente vanoggend Grieks verstaan, wil ek graag vir die ander helfte dit bietjie leer en verduidelik. Want hierdie is een van daai gedeeltes in die woord van die Here, Galasiërs hoofstuk 4, dat as jy nie verstaan wat die oorspronklike taal sê nie, gaan jy mis. As jy nie verstaan wat die konteks is waarvan hy praat nie, gaan jy net 'n vaag begrip hê van wat hier aangaan. So ek wil graag dit met u deel volgens Galasiërs hoofstuk 4. Kom ons gaan kyk bietjie in diepte die kernwoorde wat dit beteken. So Paulus begin daar en hy sê, maar ek sê, solank as die erfgenaam 'n kind is, 'n kind. Nou, in ons taal is, wanneer 'n pa en 'n ma 'n kindjie kry, dan is hy ons kind. Maar in die Grieks is daar verskil tussen kind en seun en dogter. 'n Mens is nie outomaties 'n seun en dogter van die vader en die moeder nie. So daar is 'n bietjie 'n interessante 'n ding wat gebeur. En dis 'n tradisie wat kom in die vroeë volke van die aarde, en spesifiek in die Joodse volk, en in die Bybelse konteks moet ons dit ook so verstaan, om te weet wat die Here hier bedoel. So die woord wat gebruik word kind hier, is die Griekse woord nepios. En nepios beteken 'n onvolwasse kind, 'n klein kindjie. Dit kan selfs beteken 'n suigeling. Maar dit beteken verder as meer as dit. In hierdie konteks beteken dit simple-minded. Met ander woorde, hy's kinderlik in sy gedagtes. Hy's kinderlik in sy redenasies. En dan beteken dit ook immature Christian. Onvolwasse Christen. Het jy geweet dat ek en jy as Christen kan
onvolwasse wees, of ons kan volwasse wees. Ons kan op 'n plek wees waar ons nog moet groei in die Here, en 'n plek is waar ons reeds gegroei het tot volwassenheid. En hierdie groei vind nie plaas met tyd nie. Ons is gewoond, ons het die groeifases van kindskap na volwassenskap, en ons reken as 'n kind 18 jaar oud is hy volwassene. Of as hy 21 is, dan gee ons vir hom 'n sleuteltjie bo op die koek as hy verjaar. Dan sê hy, hierdie is nou die sleutel na jou lewe, jy is nou jou eie baas, jy kan jou eie besluite maak, jy is nou volwasse. Maar volwassenheid in Christendom, volwassenheid in God se woord, word nie bereik deur ouderdom nie. Dit word nie bereik met hoe ver jy gestap het op die pad nie. Dit word bereik met kennis van God se woord. Openbaringskennis. Om te weet wie jy is. Om identiteit te ontwikkel. En dit kan enige iets van een dag neem tot 'n leeftyd. Dis nie gekoppel aan tyd nie. Dis gekoppel aan ontwikkeling. So Paulus kom hier en hy maak 'n stelling. Hy sê, die erfgenaam. Wie is die erfgenaam? Hy praat hier oor die algemeen, hy praat van hoe dit werk in die wêreld. Hy sê as die erfgenaam 'n kind is, 'n onvolwasse kind, 'n immature Christen, 'n simple-minded persoon, verskil hy niks van 'n dienskneg nie. Nou wat is die Griekse woord van diens vir dienskneg? Die Griekse woord is doulos. En doulos is die ou wat 'n slaaf is of 'n dwangarbeider. So hy sê daar's 'n posisie wat 'n Christen kan in homself bevind, wat hy dieselfde is as 'n slaaf. Maar dis nie die plek wat God vir my en jou wil hê nie. Dis nie die plek wat hy vir ons duur betaal het om nie te wees nie. Maar mens kan jouself daar bevind. So hoe lyk 'n slaaf? 'n Slaaf is nie 'n ou wat sy eie besluite kan maak nie. 'n Slaaf is gebind aan sy heer. Die Engelse woord daar is bond servant. Daar's 'n band wat hom vashou. Daar's 'n band wat hom in dwangarbeid hou. Daar's 'n band wat hom vashou, dat hy net moet lewe wat hy lewe, dat hy net moet bevele gehoorsaam, dat hy geens in sy eie planne kan maak nie, dat hy net die slaaf bly van wie hy gemaak is om te wees. So dis is wat 'n slaaf is. So hy sê die erfgenaam, solank hy 'n kind is, solank hy onvolwasse is, verskil hy niks van 'n slaaf nie. Al is hy heer. Al is hy heer. Nou hierdie woord heer het die volgende betekenis. In Grieks is dit die woord kurios. Kurios beteken opperheer, hoogste gesag of hoogste autoriteit. En dan sê Paulus van alles. Van alles. En die Griekse woord alles beteken presies wat die Afrikaanse woord alles beteken, en dit beteken alles. So Paulus kom hier en hy maak hierdie stelling. Kom ons vat hom weer van die begin af. Hy sê, solank as die erfgenaam is die een wat die erfporsie ontvang. Solank hy in 'n sekere stadium is van ontwikkeling, en hierdie stadium noem hy kindskap. Solank hy 'n kind is, verskil hy niks van 'n slaaf nie. Met ander woorde, dit gaan met hom soos met 'n slaaf. Hy ondervind die lewe van 'n slaaf. Hy beleef slawerny in die dinge waarmee hy besig is. En hy sê hy is in hierdie slawerny, al is hy heer, opperheer, hoogste gesag van alles. Is dit nie 'n hartseer toestand nie? Jy is die heer van alles, die heerser van alles, maar jy leef soos 'n slaaf. Jy leef soos een wat niks het nie, soos een wat niks kan besluit nie, soos een wat geen beheer het oor sy hele lewe nie. En Paulus sê vir ons, wat is die oplossing hiervan? Hy sê, maar hy staan onder voogte en bestuurders, tot op die tyd tevore deur die Vader bepaal. Nou kom ek vat julle nou net terug na die Joodse kultuur toe. Hoe dit werk in die Joodse kultuur, wanneer 'n klein seentjie gebore word. Met die meisies werk so 'n bietjie anders, maar kom ons praat vanoggend in die sin van die seuns, want dit is waar Paulus sy vergelyking maak. Wanneer 'n seentjie gebore word, dan is hy die kind
van die vader en die moeder, maar hy's nog nie die seun van die vader en die moeder nie. Hy's die kind. En terwyl hy die kind is, ek weet nie of julle dit geweet het nie, maar hulle sê onder die koninklike families, toe dit nog die eeue terug was, wat dit meer konings was as vandag, selfs vandag nog in die koningshuis van Engeland werk het so, dat wanneer 'n jong prins gebore word, dan word hy toevertrou aan sekere mense. En hierdie mense lei hom op in die koningskap. Hulle lei hom op in die protokol. Hoe moet ek optree? Hoe moet ek praat? Hoe moet ek redeneer? Hoe moet ek sit as ek eet? Want onthou, hy moet 'n koningskap oorvat. Hy moet in 'n posisie kom waar hy regeer, eendag op die troon. Hulle kan nie 'n persoon op die troon bekostig wat nie weet hoe om 'n koning te wees nie. So hy sê, solank as hierdie persoon 'n kind is, onder die ouderdom is, dan staan hy onder die voogte en die bestuurders, wat hom oplei, wat hom wys. En Paulus kom en hy vergelyk hierdie voogte en bestuurders met die wet van die Here. Hy sê, gaan lees die hele Ou Testament. Die Ou Testament is geskryf as 'n tugmeester na Christus. Die Ou Testament is geskryf om ons te wys hoe 'n koning moet optree, hoe hy moet wees, wat sy gesag is, wat sy protokol moet wees. Maar hy staan onder hierdie voogte tot op die tyd. Daar's 'n tyd. En van daai tyd af verander dinge. 'n Tyd wat deur die Vader bepaal word. Nou in die Joodse tradisie werk dit so, wanneer 'n seun omtrent 13 jaar oud is, dan ondergaan hy 'n ritueel wat hulle noem die bar mitzwa. En by hierdie bar mitzwa vind plaas wat hulle noem, as ons bar mitzwa moet in Afrikaans vertaal, dan word dit vertaal as die aanneming tot kindskap. En wat daar gebeur met daai ritueel, is tot op daai stadium, het die ma hierdie seun versorg, en die ma het oor na hom gekyk, en as daar voogte en bestuurders betrokke was, wat deel was van die huishouding, dan het hulle hierdie kind vertroetel en hom groot gemaak, tot op hierdie ouderdom. En op die dag wat hy 13 is, op daai dag, kom die vader na hierdie seun toe, en hy sê vir hom, jy is my geliefde seun, in wie ek 'n welbehae het. Van hierdie dag af, stap jy saam met my. En ek sal jou oplei om 'n man te wees. Ek sal jou oplei om 'n huis te regeer. Ek sal jou oplei om in die posisie van autoriteit te staan, waarin jy moet staan namens my. Op 13 jaar oud. En dis wat Paulus hiervan praat. Hy sê, daar's 'n dag, deur die Vader bepaal, en op daai dag ontvang hierdie seun sy status as seun, nie meer as kind nie, maar as seun. Nou sê Paulus, so was ons ook. Kom ons sê dit almal saam. So was ons ook. Daar's 'n tyd gewees wat ons daar was. Jy weet die oomblik wat 'n mens daai eerste versie lees en jy lees dat die kind is nog 'n kind tot hy erfgenaam is, as dadelik dan sit ek myself daar. Want ek dink ek gaan eendag as ek in die hemel kom, gaan ek my erfenis ontvang. Dan gaan ek my plek ontvang. Dan gaan ek wees wie God wil hê ek moet wees. Maar Paulus kom en sê nee. Kry jou tye reg. Weet wat het gebeur. Weet op watter stadium bevind jy jouself. Hy sê so was ons ook toe ons kinders was. Nepios, onvolwasse, immature Christian, simple-minded. Toe ons dit was, sê hy, was ons in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld. Wat is die eerste beginsels van die wêreld? Dis die wette van die sisteem. Dis die wette van die lewe. Dis die normale beginsels van die lewe. En Paulus sê, daar was 'n tyd wat ons diensbaar was onder dit. Maar omdat hy dit in die verlede tyd plaas, is daai tyd nie meer nou nie. Daai tyd is verby. Hy sê, ons was in diensbaarheid onder die eerste beginsels van die wêreld, maar toe die volheid van die tyd gekom het, God sê, daar het 'n tyd aangebreek, en luister wat sê, wat het gebeur? Het God sy seun gestuur, gebore uit 'n vrou, wanneer was die volheid van die tyd? 2000 jaar terug.
Jesus is gebore van die Ou Testamentiese tyd af, het God bepaal en sê, daar gaan 'n volheid van tyd aanbreek. En wanneer die volheid van tyd daar is, gaan Immanuel gebore word. 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is vir ons gegee. Sien nie weer die twee woorde. 'n kind is gebore, maar 'n seun is gegee. En die heerskappy is op sy skouers. Gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet. So wanneer Paulus van ons praat, hy sê, ons was gebonde aan die eerste beginsels van hierdie wêreld. Ons was onder die wet. Ons was onder die reëls. Ons was onder die tugmeester. Ons was onder die voogde. Wat ons moes leer, wat ons moes oplei. Hy sê, maar, in die volheid van die tyd, is Jesus gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. So wat het gebeur? Jesus is gebore onder die wet. Jesus is gebore onder die beginsels. Maar hy is met 'n rede gebore, sodat hy kon vervul wat die wet gesoek het. As jy Efesiërs 2 gaan lees, dan sal jy sien die wet het vereis dat jy mag geen sonde hê nie. En as jy skuldig is aan een sonde, is jy skuldig aan die hele wet. En die woord sê Jesus was in alle opsigte net soos ek en jy in versoek, maar sonder sonde. Hy was die eerste persoon wat die wet kon tevrede stel, wat die wet kon vervul. En omdat die wet vervul is, kon hy ons in 'n nuwe dispensasie inlei. Kon hy ons bring op die plek waar ons kan losgekoop word. Ons is duur gekoop deur die kosbare bloed van die lam. Ons is losgekoop van die wet van God. Paulus sê, ek is nie sonder wet nie, maar ek is nie meer in die oorheersing van die wet nie. Ek lewe nou in die wet van Christus. Want hy is die een wat namens my die prys betaal het. Hy is die een wat in my plek gedoen het wat die wet vereis. En omdat dit gedoen is ek losgemaak van die slawerny, van die eerste beginsels van die wêreld, van die simple-minded, van die immature Christian. Ek is nou op die plek waar ek in volwassenheid in Christus Jesus is. By die plek van aanneming tot kinders. Hierdie aanneming, die Engelse woord sê, noem dit sonship. Sonship beteken seunskap. Dis die plek waar die vader gekom het en die 13-jarige seun gesê het, nou is jy my seun. Van vandag af is jy onder my sorg en onder my leiding en onder my heerskappy. En nou gaan ek jou wys hoe om te heers. Van vandag af staan jy saam met my in die posisie waar ek is. Sodat ons die aanneming tot kinders, die Griekse woord vir aanneming tot kinders is euothesia. Euothesia beteken om in 'n posisie geplaas te word van kindskap. So, hierdie posisie is nie 'n posisie wat jy verwerf nie. Jy is nie in 'n posisie waar jy 'n ouderdom bereik het nie. Jy groei nie tot in hierdie posisie nie. Die woord daar is duidelik, hy sê jy word geplaas in die posisie. Prys die Here. Weet jy wat, dit is so lekker om dit te kan lees, want die feit van die saak is dat ek en jy hoef niks te doen om dit te verdien nie. Ons hoef niks te bereik nie. Ons hoef nêrens iets in ons eie pogings te vermag om daai posisie te kan bereik nie. Die woord is daar duidelik, hy sê, ons word geplaas in kindskap. Ons word aangeneem. Jy sien wanneer 'n kind aangeneem word, selfs vandag, in die stelsel wat die sosiale goeders mee werk, is die kind het nie 'n sê in die aannemingsproses nie. Die mense wat hom aanneem, neem die besluit. Die kind loop nie na die ouers toe sê, julle sal my aanneem nie. Daar is al wat probeer. Maar die ouers neem 'n besluit en sê, ons besluit om hierdie kind aan te neem. En die besluit was deur God gewees. Sê soveel as wat God die Vader na hom geroep het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te mag word. Prys die Here. Ek wil vir julle sê, die feit dat jy hier sit vanoggend, is 'n teken dat God het jou geroep tot aanneming. Hy het jou geroep tot op die plek waar hy gesê het, ek wil jou nie meer langer as 'n kind hê nie, ek wil jou as 'n seun hê. Ek wil jou as 'n dogter hê, ek wil jou as 'n erfgenaam hê,
Ek wil jou deel maak van my werke, van my posisie, van my koningskap. Ek wil jou op 'n nuwe plek plaas. Halleluja. En dan vers 6. En omdat julle kinders is, hierdie woord kinders is hier waar jy moet Grieks ken, anders verstaan jy nie die Bybel nie. Want hy praat in vers 1 van kind, maar dis nepios. En hy praat hier in vers 6 van kinders, maar dis huios. En daar's 'n groot verskil tussen die twee. Huios is ek is 'n aangenome kind. Ek is 'n aanvaarde kind. Ek is oorgedra van die vader of van die voogde en die bestuurders en die moeder af na die vader se opleiding, na die vader se seggenskap. Seuns, erfgename, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep Abba Vader. Het jy geweet dat niemand wat die gees van God nie binne in hom het nie kan uitroep Abba Vader? Niemand sê die woord van die Here kan sê dat Jesus die Here is sonder dat God die Vader dit in hom geopenbaar het. Daar's 'n gees binne in my en jou wat weet my Vader is daar bo in die hemele. Daar's 'n gees binne in my en jou wat my die posisie geplaas het van seenskap en dogterskap. Wat my in die plek geplaas het waar ek 'n erfgenaam is. Want dis wat Paulus volgende sê. Hy sê, omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur. Hy roep Abba Vader. Daarom is jy nie meer diensknegt nie. Jy's nie meer slaaf nie. Jy's nie meer dwangarbeider nie. Jy's nie meer onder die eerste beginsels van die wêreld nie. Die wêreld se wette en se beginsels en alles is onderdanig aan Christus. Jy is deel van 'n hoër stel reëls. Sien, op hierdie aarde kon niemand in die lug opstyg tot op die dag wat die eerste ou die vliegtuig uitgevind het nie. En hoe het hy dit reg gekry? Daar's 'n wet wat geld en dis die wet van gravitasie. En of jy nou 'n kind van die Here is en of jy kind van die duiwel is, as jy by 'n toring afspring of by 'n berg afspring en jy land op die grond, is jy dood. Want die wet van gravitasie is in plek. En daai wet van gravitasie werk. Maak nie saak hoe jy hom sien nie en of jy glo in hom of jy nie glo nie, maak nie saak nie. Hy werk. Tot daar 'n dag was wat 'n ou 'n bietjie sy kop gebruik het en 'n paar prentjies geteken het en 'n ding met vlerke gebou het en hy vat die lig op en hy vlieg in die lug en vandag vlieg ons oor die hele wêreld met vliegtye. Werk gravitasie nie meer nie. Hy werk, maar daar's 'n hoër wet wat in plek gekom het. Daar's 'n hoër wet wat in plek was, maar totdat ek nie in hom ingestap het nie, is ek onderworpe aan die laarwet wat sê jy kan nie vlieg, jy kan nêrens gaan nie, jy bly net hier. My ouma het altyd gesê, sy gaan nooit in 'n vliegtuig klim nie, want as sy daar bo kom en hy wil val en sy bid, dan gaan die Here sê, wat soek jy hier, ek het jou op die grond neergesit. Maar partykeer wil ons Christelike lewe so lewe. Die Here sê, hy wat op die Here wag sal opvaar met vleuels, en dan sê ek, nee, ek is vas hier op die aarde, ek het nie vlerke nie, ek het nie vleuels nie, ek is hier gebonde, en ek bly hier, en ek bly 'n doelos, ek bly 'n slaaf van my omstandighede, ek bly 'n slaaf van dit wat ek glo van myself. Terwyl God sê, daar's 'n hoër wet. Jy's nie meer diensknegt nie, maar kind. En as jy kind is, huios is, dan is jy ook erfgenaam. Erfgenaam, die Griekse woord is kleronomos. Dit beteken deelgenoot, aandeelhouer, besitter. Ek is erfgenaam van God deur Christus Jesus. Kan ons dit saam sê? Ek is erfgenaam van God deur Christus Jesus. Broer en suster, soos wat jy hier sit vanoggend, is jy nie meer 'n kind nie. Soos wat jy hier sit vanoggend, is jy nie meer gebonde onder die slawerny van hierdie wêreld nie. Soos jy hier sit, is jy reeds by die plek waar God sy arms oopgemaak het en gesê het, jy is my kind. Want die tyd het klaar geloop. 2000 jaar terug was die kindskap klaar afgehandel. En elkeen wat tot die Vader kom, word aangeneem. Elkeen wat tot die Vader kom en wat sy lewe neerlê voor die Here, word aangeneem in kindskap. En ek is as die Paulus sê dit so duidelik, en as ek 'n kind is, dan is ek 'n erfgenaam. Erfgenaam. Ek en jy het 'n erfdeel
broer en suster, waaroor ons baie, baie bly en verheug behoort te wees. Ek dink nie daar is een mens wat bedroef is as hy hoor hy erf iets nie. Of dalk die ouens wat skuld erf, hulle kan al baie bedroef wees. Maar erfenis is iets wat na jou kant toe kom, wat jy nie verdien nie. Erfenis is iets waarvoor iemand anders gewerk het, waarvoor jou vaders en jou oupas en oumas gewerk het, sodat jy kan ontvang. So ek bly daar op die plaas waar ek bly, dan dink ek hoe my ouma vertel het, hoe sy my oupa so arm gewees toe hulle daar gekom het, sy het die osse gelei met die band, en hy het agter die ploeg gewerk, en hulle twee die lande geploeg en geplant. En dan voel ek so sleg, want dan dink ek, joh, ek het net hier ingestap. Ek het maar net hier kom bly. Ek het maar net hierdie plek gekry. Ek het niks van die sweet gehad nie, niks van die harde werk nie. Ek het 'n erfdeel gekry. En die Here sê, dit is wat ons ontvang, en dit wat ons moet besef, want as ek nie my erfdeel gaan opneem nie, gaan ek lewe soos 'n slaaf en soos 'n dwangarbeider in Jesus. Maar gaan nie daai lewe hê wat hy vir my betaal het nie. Kom ons kyk wat sê Romeine 8. Romeine 8 vers 16 en 17. Die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Ons het nou net gelees, die Heilige Gees binne in ons roep uit, Abba Vader. Hy getuig in my binneste, ek is kind van God. Wat getuig die duiwel? Die duiwel sê vir jou, jy's 'n niks werd. Die duiwel sê, jy gaan nêrens kom nie. Die Here hoor jou nie. Jy's 'n sondaar, jy het nog hoop op sonde. Hy kan nie laat jy kom by die plek waar jy weet 2000 jaar terug is alles betaal, alles is afgehandel, dis 'n klaar werk van die kruis. Ek stap in daai erfdeel en ek neem dit op en dis myne. Dis te goed om waar te wees, so die duiwel sê. Kan nie wees nie. Maar wat sê die woord? Hy sê, en as ons kinders is, dan ook erfgename. Hy herhaal daai stuk wat ons nou gelees het in Galasiërs. Erfgename van God. By wie erf ons? By God. En dan kom hy en hy sê 'n ander groot woord. Mede-erfgename van Christus. Nou daar's 'n belangrike ding om te besef, wat hy praat van 'n mede-erfgenaam. Weet jy wat beteken 'n mede-erfgenaam? Daar's verskillende maniere waarop jy 'n rekening kan deel. Maar die Engelse woord hier is joint heirs. Joint heirs beteken mede-erfgename. As ek en jy gaan, kom ons sê ek en PC gaan nou bank toe. Ons gaan nou 'n rekening oopmaak. En wanneer ons daai rekening oopmaak, dan is dit 'n joint account. Jy kan seker rekeninge oopmaak by die bank. So, wanneer ons daai joint account het, en ons betaal 1 miljoen rand daarin, wie se miljoen is dit? Ons albei sin. Dus daar is verskillende modelle. Daar's die een model wat, as ek daarin betaal, dan is 500.000 syne en 500.000 is myne. So ek kan my 500.000 uittrek, maar ek mag nie aan syne raak nie. Maar dit is nie die rekening wat die woord hiervan praat wanneer hy sê joint heirs nie. Wanneer hy praat hier van joint heirs, is die Griekse woord wat daarvoor gebruik word baie spesifiek, dat alles wat die een sin is alles die ander sin. So wat gebeur nou? Ek en PC maak die rekening oop, dis 'n joint account, albei van ons het volle toegang tot die hele rekening. PC kom uit deponeer 1 miljoen rand daar, die volgende dag gaan ek daar en ek swipe my kaart, ek trek hy hele miljoen en ek vat hom huis toe. Ek mag. Dis 'n joint account. Dis 'n rekening wat so werk. En dis presies die begrip wat Paulus hier vir ons sê. Hy sê as ons is erfgename van God. Hy sê maar ek wil hê julle moet dit beter verstaan. Ek wil hê julle moet weet dat julle is mede-erfgename saam met Christus. Nou behoort jy al begin te bly raak. Nou behoort 'n mens al te begin besef, wat is hy besig om te verduidelik? Hy sê met ander woorde, alles wat God vir Christus Jesus gegee het, is alles wat hy vir my en jou tot beskikking gestel het. Alles waartoe Jesus toegang is alles waartoe ek en jy vandag toegang het. O, wat 'n wonderlike erfenis. Wat 'n wonderlike erfdeel.
As ons naamlik saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Hy sê ons stap hierdie pad saam. Ons is saam met Jesus op die pad. Ons is nie sonder hom nie. Ons loop saam met hom. Ons vat sy hand. Ons is onder sy leiding. Ons is onder sy partnership, wil ek amper sê. Ons is deelgenote van die erfenis van God se koninkryk. So kom ons gaan kyk vanoggend. Daar's 'n paar redes hoekom mense hierdie erfenis nie ontvang nie. Jy kan leef as Christen, jy kan jou lewe leef na die beste van jou vermoë, maar jy kan in armoede en in siekte en in ellende deur hierdie lewe stap, terwyl dit juist die goed is wat God vir ons voorbetaal het, om nie in te wees nie. Wat is die rede nommer 1? Onkunde. Onkunde. Ek steur my nie daaraan nie. Die Engelse woord is ignorance. Ignorance beteken om te sê, ag, stel nie belang nie, gee nie om nie. Ek wonder as jy uitvind, jy het nou hierdie geweldige groot som geld, of hierdie eiendom geërf. Sal jy sê, ag, ek stel nie belang nie, ek is maar tevrede. Ek bly maar in my pondokkie en ek is gelukkig daarmee. Nee, geen mens sal so redeneer nie. Elke mens sal gaan en sê, hoe gaan ek dit kry? Hoe kry ek 'n huis op my naam? Ek moet nou uitvind, hoe werk die papierwerk? Hoe sit hierdie ding aan mekaar? Ek moet weet wat 'n prokureur moet ek bel en wat een moet ek gaan sien, want ek wil my erfdeel ontvang. En dit is nodig om dit te ontvang, want as ons dit nie ontvang nie, gaan dit net beskikbaar bly, maar nooit myne wees nie. 2 Petrus 1 vers 3, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en die godsvrug dien, deur die kennis. Jy sien, daar's die kennis. Die kennis moet myne word, want die kennis is wat my uitvat uit kindskap in seunskap in. Uit die immature, simple-minded, na die plek wat ek leef as kind van God, wat ek in my erfdeel instap, wat ek dit laat werk vir my, wat ek dit kan gebruik soos wat hy dit vir my wou gee, om myne te wees. Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deeg. So dit kom deur kennis. Hoe lyk ons erfdeel? Ons het eerstens ons 'n erfdeel van geregtigheid. 2 Korintiërs 5 vers 21, hy het hom wat geen sonde gemaak het nie, geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word die geregtigheid van God in hom. Ons het dit laas Sondag baie mooi deurgetrap, sodat ons kan word die geregtigheid. Ek en jy word geregtigheid. Ons het nie net geregtigheid nie, ons word geregtigheid, ons is geregtigheid. En dan dink ek dadelik aan al my foute en al my tekortkominge en al my dinge. Die Here sê, jy's gevorm in my beeld, jy's herskep in my beeld. Maar omdat jy dit nie glo nie, leef jy nog soos 'n sondaar leef. Omdat jy nie kan sien nie, tree jy op asof jy nog maar net 'n ou arm wurm sondaar is. Maar wanneer ek die kindskap aanneem, wanneer ek hierdie posisie aanneem en sê, man, maar ek is God se geregtigheid. Hierdie goeders het geen vat aan my nie. Hierdie binding in my lewe is kragteloos. En Neil Anderson sê, die grootste ding wat bindinge breek in 'n mens se lewe is die besef dat dis 'n leuen. Die ding wat jou vashou is 'n leuen. Hy kan jou nie vashou nie. Jy het 'n erfdeel van geregtigheid. Jy kan nie in sonde gebind wees nie, dis onwettig, is onmoontlik. Jy kan nie 'n kind van God wees en in sonde gebind wees, hy het geen mag oor jou nie. Breek hom. Kry jouself los daarvan, in die naam van Jesus Christus. Dis wat Paulus sê, eintlik my broeders, word kragtig in die Here. Hoe word ek kragtig? Ek besef ek is kragtig. Hy besef moet net deurdring, hy besef moet net in my wese opgaan. Wat is die tweede ding? Ons het 'n erfdeel van genesing of gesondheid. Ek hoef nie siek te wees nie. Ek hoef nie siek te kan nie, het nie 'n reg om aan my te vat nie. Ek is vry van die eerste beginsels van hierdie wêreld. Hy wat selfs sy sondes in sy liggaam op die kruis uitgedra het, 1 Petrus 2 vers 24, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir die geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is. Hoekom sê hy genees is? Hoekom sê hy nie genees word nie? Want 2000 jaar terug het ons uitgestap uit siekte in gesondheid in. Dis die afgehandelde werk van die kruis. Dis die klaarwerk van Jesus Christus, wat afgehandel is toe die periode van kindskap oorgegaan het na die periode van seunskap.
Op hierdie stadium is ek 'n seun, ek is 'n dogter en in hom is ek genees. Die derde ding is, daar's 'n voorsiening, daar's 'n rykdom, daar's 'n plek waar ek geen tekorte beleef in my lewe nie. En hier is 'n uitdaging. Baie van ons sit met hierdie ding en sê ek sien nie myself daar nie, maar weet jy wat, dis God se erfdeel. En as ek dit net wil vat, stap ek daarin. Kyk wat sê 2 Korintiërs 8 vers 9. Hierdie is 'n groot versie. Want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat hy, alhoewel hy ryk was, ter wille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Waarvan praat die Bybel hier? Baie mense lees hierdie skrif en sê, o ja, dit is seker geestelik. Hy bedoel, Jesus het geestelik, sodat ons geestelik ryk kan word. Hy praat nie hier van my fisiese beursie en my inkomste en uitgawe nie, en die rekeninge wat ophoop en al die moeilikheid wat ek het nie. Hy praat seker nie daarvan nie. En onmiddellik diskwalifiseer jy jouself vir die erfdeel. Want wanneer was Jesus ooit geestelik arm? Kyk wat sê daai versie. Hy sê hy ter wille van ons arm geword. Hy was nooit geestelik arm nie. Jesus was arm, omdat hulle al sy stoffelike dinge van hom af weggevat het. Hulle het sy kleed gevat en hom verdeel onder die soldate. Hulle het sy boekleed gevat, hulle het die lot gewerp oor hom. Hulle het al sy stoffelike besittings van hom weggestroop, sodat hy die prys kon betaal vir die tekorte en die armoede wat ek en jy belewe hier op aarde, sodat ons dit nie hoef te beleef nie, sodat ons in hom kan ryk word. Baie mense sien dis prosperity en dit is moeilikheid en wat, en dit is juist daai ouens wat die meeste sukkel en die meeste swaar kry. Gaan kyk maar, Jesus het vir jou en my 'n plek geskape, waar ons genoeg behoort te hê, waar ons genoeg het. Die woord sê, in 2 Korintiërs 9, dink ek in vers 8, sê hy, sodat ons genoeg kan hê om ook te gee by elke geleentheid wat dit mag nodig wees. Dis God se wil vir my en jou in Christus Jesus. Dis jou erfdeel. Wil jy hom hê? Dis die vraag. Ek sê dankie Jesus, dankie Here, dat U vir my arm geword het, sodat ek kan ryk word in U. Daar's baie negatiewe goed wat mense oor geld kan sê, maar ek dink ons kan baie meer negatiewe goed oor armoede sê. Baie negatiewe goed wat 'n mens kan in jou lewe beleef, wat geskep word deur armoede, deur swaar kry. En Jesus sê, hy het vir dit betaal. Hy het vir ons betaal vir vrede. Johannes 14 vers 27, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld nie, gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld wees en bang wees. Die vrede is joune en myne. Prys die Here. Ontsteltheid, bangheid, vrees, daai goeters is 'n leuen. Jy kan nie bang wees nie, want waarvoor gaan jy bang wees? Jy kan nie vrees nie, want waarvoor gaan jy vrees? Die Here sê ons moet die Here alleen vrees en niks anders nie. Ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat ons die krag gee. Niks kan ons skei van sy liefde nie. Niks kan ons skei van hom nie. En as ons nie van hom geskei kan word nie, word ons nie geskei van die mede-erfgenaamskap wat ons het nie. Alles is in hom te vind. Halleluja. Die 5de een. Geseënd is die God en Vader, Efesiërs 1 vers 3. Van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus Jesus. Wat is al die geestelike seëninge? Blydskap, sterkte, wysheid, guns, beskerming, elke geestelike ding wat jy kan opnoem. Die goeders wat ons nie in die fisiese kan sien nie, elke geestelike seëning is joune en myne. Dis ons erfdeel, halleluja. Dis die deel wat God vir ons gegee het. Wat is die tweede rede hoekom mense nie in hulle erfdeel inbeweeg nie? Want hulle verstaan nie die erfproses nie. Daar's 'n proses. Hierdie erfdeel is reeds oorgedra. Hierdie erfdeel is reeds gegee. Nou moet ek weet, hoe gaan ek dit ontvang? Hierdie is die deel waar ek na die prokureur toe ry en gaan vra, hoe werk dit? Waar moet ek teken? Want ek gee nie om wat is die prosedure nie, ek wil teken, ek wil nou erf, ek wil nou kry. Hoe sê die woord, hoe werk dit? As jy met jou mond die Here Jesus bely
en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, ek is die geregtigheid, maar my hart glo dit nie. My hart moet kom op die plek waar hy homself oortuig, waar ek my hart oortuig en sê, maar dit is die waarheid. Dis wat God se woord sê. Ek kan nie anders sê nie, dan word ek 'n leienaar. Met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. Prys die Here. So ek glo met my hart en ek bely met my mond. Ek glo dit wat die woord sê en ek praat met my mond. En ek sê dit is wat dit is. Baie mense hoor dit. En hy vat dit hier binne. Maar hy sê dit nooit. Hy leef dit nooit. Hy word dit nooit nie. En wat gebeur? Daai kosbare skat wat binne in jou is, sê die woord, is soos die saaier wat uitgegaan het om te saai. En die een plek, die een persoon, is daai persoon wat ek nou van praat. Hy ontvang die woord met blydskap. Maar die sorge van die lewe en die verdrukking van hierdie wêreld groei soos onkruid rondom daai goeie saad en dit verdruk die lewe uit hom uit en uiteindelik word dit niks. Hy het nie 'n oes daarvan nie. En hy loop met sy onkruid rond en vertel vir al die Christene, ja, hierdie is alles maar net stories, daar gebeur eintlik maar niks, dit is nie die waarheid nie. Maar prys die Here, daar sê, daar's ook hulle, wat die goeie grond is, wat die blydskap van die Here vat, wat hierdie saad vat, wat dit ontkiem in hulle harte, wat hulle erfdeel sê, dankie Jesus, ek ontvang dit, ek ontvang die genesing, ek ontvang die geregtigheid, ek ontvang die rykdom, ek ontvang die vrede, ek ontvang al die geestelike seëninge wat U vir my wil gee, en ek leef nou daarin, ek praat dit met my mond, ek sê dit elke dag, ek spreek dit oor my lewe, en ek tree op asof dit reeds so is. Dis die beginsels van God se woord. Romeine 4 vers 17. Die Here sê, dis hoe ek werk. Hy sê, het met Abraham gepraat, ek het jou 'n vader van baie nasies gemaak. En dit het hy vir Abraham gesê, toe hy nog nie eers 'n kind gehad het nie. Toe hy en Sarah al vir hoeveel jare sukkel, om 'n kindjie te verwek. Toe kom God, hy sê, ek het jou 'n vader gemaak. Halleluja. Ek wil vir u volgende sê, Jesus het jou 'n erfgenaam gemaak, 2000 jaar terug. Klaar, dis afgehandel. As jy nie volgens jou erfdeel wil hê nie, gaan hy jou nie forceer om dit te vat nie. Hy sê vir Abraham, ek het jou vader van baie nasies gemaak, voor die aangesig van wie God en wie hy geglo het, wat die dode lewend maak, en die dinge wat nie bestaan nie, roep asof hulle bestaan. Dis hoe ons moet werk, broer en suster. Jy roep God se voorsiening. Het jy geweet, laat geld het ook 'n stem. Dis interessant, as jy in Jakobus 5 gaan lees, en sê, in die laaste dae sal die mense, ek dink nou aan 'n ander versie, hy sê die loon van die arbeiders roep uit na die Here, die loon wat onregverdig teruggehou is. Daar's geestelike wysheid in elke ding hier buite. Jesus praat met die vyeboom en hy sê vir hom wat hy moet maak. Ek het in die week vir PC gesê, dis droog man, nou moet jy maar met die milies praat, laat hulle koppe maak. Dis die autoriteit wat ek en jy as kind van die Here dra. Die Here sê, en een van die profete sê, ek sal met die koring spreek en dit vermeerder. By God is niks onmoontlik nie, maar by ons is alles baie moeilik. Is dit nie die waarheid van ons lewens nie? By God is niks onmoontlik nie, en as daar by God niks onmoontlik is, moet daar by jou en my ook niks onmoontlik wees nie. Ons moet spreek die dinge wat ons nie sien nie, asof dit reeds so is. Ek plaas myself in die posisie waar ek reeds die uitkoms het, waar God klaar voorsien het, waar God reeds die deurbraak gegee het, en dit is waar ek moet wees. Jakobus 2 vers 17, net soos ook die geloof, as dit geen werke het, is in sigself dood. Jy kan glo met jou kop so al wat jy wil, tot jy blou is in jou gesig, maar as jou geloof nie voete kry nie, gaan hy niks gebeur nie. Hy sê, daai geloof is dood sonder werke. So die oomblik wat ek ontvang wat God vir my gee, leef ek daarin. Ek maak my besluite daarin. Ek tree op asof dit reeds so is. En dit is moeilik, want dit is teen ons grein. Dit is teen ons menslike natuur. Ons wil nie verkeerd omwerk nie. Ons wil eers sien, dan wil ons glo. Ons wil eers ontvang, dan het ons. Ons wil eers
En God sê, wanneer ek gesê het jy het jy klaar, voordat jy nog enigiets iets sien. Wanneer ek gesê het wie jy is, dan is jy dit klaar, al voel jy nog glad nie so nie. Wanneer ek in jou lewe iets oopgemaak het, sê hy, kan geen mens dit sluit nie. Ek wag net vir jou om in te gaan by daai deur wat ek oopgemaak het. God se uitnodigings is so groot. Ek dink is baie keer so groot, is hoekom ons dit nie kan glo nie. Ek wil dit verdien. Ek wil 'n plek bereik. Ek wil myself laat bloed sweet en laat werk en laat vas en laat bid tot ek 'n koningskind kan wees. Ek kan nie verstaan hoe kan God my net uithaal uit die posisie waar ek net 'n hopelose sondaar is en die volgende oomblik sit hy in die plek waar ek 'n erfgenaam is. Ek kry alles, ek ontvang alles verniet, gratis, mahala. Ons menslike verstand is te klein om dit te begryp. Maar die Here sê vir hulle wie dit wil vat, wag daar groot en wonderlike gebeurtenisse. Vir hulle wat sê, ja, Here, dankie dat ek 'n erfgenaam kan wees. Dankie dat ek in U kan erf. Die derde rede is, mense bid dat God iets sal doen wat hy klaar gedoen het. En daar is ek een van die hoofskuldiges. Mense bid dat God iets moet doen wat hy klaar gedoen het. Dus ek kom en ek sê vir een van die kinders, ek gee nou vir jou my hele, alles wat ek besit. Jy het toegang daartoe. Jy het toegang tot my hele rekening, jy het toegang tot alles wat ek het, alles wat ek besit. En hier kom die kind en hy sit op straat wanneer hy groot is, en hy sê, ag, as my pa my maar net wou help. Pa, hoor jy my? Kyk hoe swaar kry ek. Dan gaan ons nie voor jy verstaan hoe dit werk nie. En dit is presies wat ons baie keer met God doen. Ons vra, Here help hier, Here gee, Here onderneem, Here skryp in, Here doen net iets. En God sê, ek het klaar vir jou alles gegee. Ek het klaar dit gedeponeer in jou lewe. Ek wag dat jy dit vat en daarin beginne optree. Ons bid vir die seën van die Here, terwyl die woord sê, ons is klaar geseën met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Maar ek wag nog vir die dag wat die seën kom. Dis ou Samuel wat hier onder by Boereveld gewerk het. Altyd as jy daar kom, jy vra, waar is die parte? Dan sê hulle, kom nog met die skip. Al ons goed is op die skip. Ons wag vir die skip, en die skip wil net nie kom nie. Die Here, ons weet nie, dalk het ons nog te veel sonde. En God sê, jy is my kind, wedergebore, duur gekoop, kosbaar in my oë. Jy is tot alles in staat, deur ek wat jou die krag gee. Maar ek sukkel. Maar nou gaan ons identiteit verander. Ons gekom op die plek waar ons die aanneming tot kindskap vat. En sê, Here, dankie, die dag toe U my aangeneem het, as erfgenaam, aangeneem het as kind van God. Ek begin nou optree soos dit. Ek leef in dit. Ek plaas myself in daai posisie. Ek is nie die arme ou wat sukkel om God se arm te draai om iets vir my te doen nie. Ek is die ou wat sê, dankie Here vir U groot voorsiening. Dankie vir U groot genade. Ek prys U en ek dank U Here dat ek hieraan kan voortloop. My oë sien nog niks. Maar dit maak nie saak nie. My hart het dit klaar gevat en my mond het dit gespreek en dis al wat nodig was. Die handtekening is op die prokureur se brief en die oordrag vind plaas. En ek kry my erfskap, my erfdeel op my naam. Halleluja. Prys die naam van die Here. Ons proklameer wat klaar gedoen is. So hoe ontvang jy jou erfdeel? Ek sê gesondheid is myne. Kan ons dit saam sê? Gesondheid is myne. Geregtigheid is myne. Kom ons sê dit saam. Geregtigheid is myne. Vrede is myne. Vrede is myne. Voorsiening is myne. Voorsiening is myne. Blydskap. Blydskap is myne. Oorwinning. Oorwinning is myne. Ek het mag oor die duiwel. Ek het mag oor die duiwel. So kan ons aangaan. Jy kan jou eie lys vir jouself gaan opmaak. Maar wat belangrik is hierdie is die dinge wat ons moet ontvang as ons erfdeel. En hier moet ons skrif konnekteer. Kry vir jou versie wat gaan oor genesing, oor die blydskap, oor die oorwinning, al hierdie dinge.
dis nou joune. As jy met Christene praat, dan kom jy agter, almal sien uit na die sweet by and by. Daar bo in die hemelse Kanaan. Daar sal ek eendag vrede hê, blydskap hê, oorwinning, genesing. Mag oor die duiwel, maar hier suffer ek. Hoe hartseer. God sê, dis nou joune. Paulus het ons vir ons mooi die tydlyn uitgelê. Hy het gesê 2000 jaar terug het ons oorgestap uit die eerste beginsels van hierdie wêreld in die kindskap van God, in die seenskap, in die erfdeel. Nou is dit myne. Nou is ek meer as 'n oorwinnaar. Nou is ek geseën. Geen wapen wat nou teen my gesmee word, kan iets uitrig nie. Dis die erfdeel, sê die woord van die Here, Jesaja 54 vers 17, van die knegte van die Here, en hulle geregtigheid is uit my. Nou, ek stem saam met God se woord. Mense dink dalk dis arrogant. Hoe kan jy so praat? Hoe kan ek sommer net alles vat en sê, dis myne, dis arrogant? Dis nie arrogant nie. Dis om saam te stem met wat God klaar sê. Dis om saam te stem met wat sy woord sê. As ek enige iets anders sê, is ek arrogant, want dan praat ek nie dieselfde taal as wat God praat nie. Dan maak ek God 'n leienaar. Maar die woord van die Here sê, laat elke mens 'n leienaar wees, en God die waarheid. So ek sê wat God sê, en die oomblik wat ek sê wat God sê, word dit die waarheid van my lewe. Deurbrake kom. God se lig begin skyn. Ek leef asof dit reeds so is. Kyk wat sê Jesaja 55. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan. Dit sal nie leeg na my terugkeer nie, maar doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Die Here sê elke woord wat jy uit sy mond uit ontvang, gaan voorspoedig wees in jou lewe. Dit gaan vrug bring in jou lewe. Dit gaan uitkoms bring in jou lewe. Dit gaan die antwoord wees in jou lewe. Hy sê dit gaan nie leeg na my terugkeer nie. Dit wat ek gespreek het, sal wees. Dit wat ek gespreek het, moet in lyn kom. Ons moet net konstant wees. Hierdie ding is nie 'n miracle resep wat net op een dag ewe skielik is alles uitgesorg en alles reg. Hierdie is 'n leefwyse wat aangepas word. Ek leef as 'n koningskind. Ek plaas myself in die posisie. Die woord van die Here sê, beklee julle met die nuwe mens. Wat beteken dit om te beklee? Dit beteken die oggend wat ek opstaan en ek voel droewig en mismoedig en ek dink aan al die moeilikheid wat ek het, dan staan ek op en ek gaan staan voor die spieël en ek trek 'n kleed aan, 'n geestelike kleed. En daai kleed is 'n koningskleed wat sê ek is in beheer oor elke omstandigheid. Saam met die versoeking kom die uitkoms. Vermenigvuldig is die teëspoede van die regverdige, maar uit almal red die Here hom. Ek plaas myself in 'n ander posisie, in die posisie van seunskap, in die posisie van koningskap. Romeine 10 vers 17. Die geloof is uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ek kan nie geloof in my hart kry as ek niks hoor nie. En ons vertel vir mekaar op Sondag hierdie waarheid van God se woord. En op Woensdaagaande, maar die res van die week moet ek dit met my eie mond sê, sodat my eie hore dit kan hoor, sodat my geloof kan gebou word. Ek moet sê, ek is 'n koningskind, ek is duur gekoop, ek is in heerskappy oor my omstandighede heers nie oor my nie. Ek is 'n mede-erfgenaam van Christus Jesus. Alles wat hy het is ook myne. Alles wat hy beskikbaar stel, vat ek vir myself en ek leef daarin. Die vierde rede is, hoekom ons nie ons erfdeel ontvang nie, is omdat ons geleer is om te wag. Baie van ons wil wag. En dan het ons baie skrifte wat ons wil toepas daarop. Daar is sekere dinge waarop ons moet wag. Maar erfdeel is nie een van hulle nie. Jou erfenis is afgehandel. Jou genesing is nie iets waarvoor jy hoef te wag nie, want dit is 'n afgehandelde ding 2000 jaar terug. Ek sien nêrens in die woord dat enige mens hoef te gewag het vir genesing nie. Ek sien dat mense gekom het en hulle het gebid en hande opgelê en God het onmiddellik genees. God het onmiddellik ingegryp, want dit was afgehandel by die kruis. Dit was nie eens iets waarvoor jy moet wag nie. As ons wag op die leiding van die Here, dan moet ons wag. Totdat die Here ons lei en sê, watter besluit moet ek neem, wat een is regs, links, wat is die
Maar my erfdeel, my vrede, my blydskap, my voorsiening, my genesing, alles is reeds beskikbaar. Moenie wag nie, want jy gaan wag tot jy jou laaste asem uitblaas. Bybelse geloof is aktief, dis nie passief nie. Die woord van die Here sê vir Josua 1, vers 3, nadat die Here vir Josua gesê het, ek gee vir julle die land, toe sê hy, elke plek waar julle voetsool op trap, dit gee ek aan julle, soos ek met Moses gespreek het. So wat moet ek doen? Ek moet daar gaan besit neem. Die oomblik wat ek trap iewers, word dit myne. En waar ek weer trap, word dit myne. Elke plek waar jy jou voetsool neersit. Dis hoekom ek sê, geloof het voete, geloof trap spore. Want waar, Reinhard Bonke sê dit altyd so mooi. Hy sê, God goes with goers. He doesn't sit with sitters. God goes with goers. He doesn't sit with sitters. En dan die laaste vers, Efesiërs 2 vers 8 tot 9. Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Hierdie erfenis wat ek en jy ontvang, het ons nie voorgewerk nie. So moenie probeer om te werk vir hom nie. Dit gaan ook nie werk nie. Ontvang hom net. Sê dankie Jesus, dis myne. Dankie Here, ek neem dit aan. Soos wat U aan my aangeneem het as kind, so neem ek U aan alles wat U vir my wil gee en alles wat U vir my wil wees in my totale lewe. Die wonderlike verskil is, hy sê daar, dit is die gawe van God. Ons het vorige jaar met die Bybelskool het ons eendag die verskil verduidelik tussen 'n prys en 'n gawe. Weet jy wat is 'n prys? Met ander woorde, 'n toekenning. 'n Toekenning, hierdie silverbekers, is iets wat jy ontvang wanneer jy gewerk het. Wanneer gaan ons die prys ontvang? Wat sê die woord? Ekskuus Johan? Ja, maar wanneer, of watter tydstip? Wanneer ontvang ons die prys? Wat sê die woord? Die dag as ons daarbo kom. Paulus sê verder is vir my weggelê 'n onverwelklike kroon. Hy sê ek streef na om die prys te ontvang die dag as ek voor die regterstoel staan. Dis die plek waar jy prys gaan ontvang. Dis die dag wat God gaan kyk na jou werke. Dis die dag wat hy gaan sê, wat het jy gedoen vir my? Wat het jy gedoen vir my koninkryk? Wat kan ek jou mee beloon? Het jy vir hierdie persone water gegee? Daar het jy uitgehelp. Het jy vir iemand gebid? Het jy vir iemand moed en gepraat? Daar gaan jy beloon word met die prys. Hier op aarde ontvang ons geen pryse nie. Hier ontvang ons gawes. Wat is 'n gawe? 'n Gawe is 'n geskenk. Dis 'n geskenk. As ek verjaar, dan kom Janie by my, dan gee sy vir my 'n persent. En dan voel ek so sleg, want ek onthou ek het vergeet om vir haar ooit een te koop met haar verjaarsdag. Maar jy sien, 'n persent is iets wat jy nie verdien nie. Dis iets wat jy kry. Dis iets wat jy ontvang. Onverdiend. Sonder enige meriete. En dis wat die woord van die Here vir ons sê. Ek en jy se erfdeel is jou geskenk. En vanoggend sê die Here, wil jy hom ontvang uit my hande uit? Wil jy hom vat? Wil jy daarin stap? Ek wil dit graag vir jou gee. Kom ons gaan opstaan, dan gaan ons afsluit. Halleluja. Here Jesus, ons dank U vanoggend vir hierdie kosbare oggend, Here. Ons dank U, Here, vir die erfdeel wat ons ontvang het, Here. Ag, Here, dit is vir ons moeilik om dit te begryp, want ons is anders ingestel. Ons wil graag die minste wees en die laagste wees, en ons wil graag iets verdien om iets te mag ontvang. Maar Here, U werk andersom. U sê, ek maak jou iets, voordat jy nog besef jy is dit. Toe jy nog nie eers gebore was nie, het ek reeds vir jou die prys betaal. Toe jy nog nie eers jou eerste asem gehaal het nie, het my seun reeds vir jou die koningskap toegeëien.
En Here, vanoggend kom ons en ons wil net kom ontvang wat U so graag vir ons wil gee, Here. Ons wil sê, jammer Here, dat ons baie keer onsself laat vashou in ons eie menslikheid en in ons eie swakheid en in ons eie onvermoëns, Here. Terwyl U vir ons die rykdom van U erfdeel wil gee, Here. Terwyl ons moet ontvang, terwyl ons moet loskom uit die eerste beginsels van hierdie wêreld en begin optree in die woord en die waarheid van die Here. En Here, vanoggend wil ons kom saamstem met die woord. Ons bring onsself in lyn met dit wat ons vanoggend gelees het. Ek is 'n mede-erfgenaam van Christus Jesus. Ek is aangeneem as seun en as dogter van die Allerhoogste. Ek ontvang sy genesing, ek ontvang sy blydskap, ek ontvang sy vrede, ek ontvang sy oorwinning. En as ek hier uitstap, Here, stap ek uit as 'n oorwinnaar, as 'n koningskind, as een wat triomfeer oor al die planne van die duiwel, as een wat los is uit elke binding, en as een wat oorwinnaar is, meer as oorwinnaar in Christus Jesus. Here, seën vanoggend elke hart, Vader. Mag hierdie goed in ons harte lewend word, mag dit kragtig word binne in ons, en mag ons wandel in die geregtigheid en die vrede van God ons Vader in Jesus naam. Amen.